Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof. Koenig beskryf dan die geestelike karakter van die vaderskap van Abraham. Volgens hom skryf Paulus, die Jode moet glo om vir Abraham as vader te hê, en hy is ook die vader van die heidene wat glo. In Romeine 9 bevestig hy dit. Aan die begin van hierdie beroemde hoofstuk sit Paulus met die probleem dat Israel nie vir Christus as die Messias wil aanvaar nie. Dis vir Paulus so 'n ontstellende saak dat hy selfs bereid sou wees om self deur God verwerp te word as Israel maar net gered kan word. Daar is vir hom 'n skreiende teespraak in. Hulle is dan die volk van God. God het die verbond met hulle gesluit. Hy het aan hulle sy beloftes gegee en Christus is uit hulle gebore. Hoe onder die son kan dit dan wees dat hulle eie Messias verwerp? En dan Paulus se waterskeidende woorde. Nie almal wat van Israel afstam is werklik Israel nie. En nie almal wat nakomelinge van Abraham is werklik kinders van Abraham nie. En dadelik wys hy, dit was van die begin af so. Isak was die kind, maar Ismael was maar net 'n nakomeling. Waarom? Omdat Isak die kind van die belofte was en nie Ismael nie. Dit gaan dus van die begin af oor die belofte en die geloof. Die verbond met Abraham was 'n volle geestelike saak. Daarvan lewer Johannes net so sterk getuienis. Op Jesus se stelling dat net die waarheid, wat Jesus self is, 'n mens kan vrymaak, antwoord die Jode dat hulle die nageslag van Abraham is en daarom nie slawe nie. Hulle herbevestig die aanspraak dat Abraham hulle vader is, waarop Jesus dan vra, hoekom hulle dan nie doen wat Abraham gedoen het nie? Op hulle verdere aanspraak dat God self hulle vader is, reageer Jesus met die skokkende stelling dat die duiwel hulle vader is. Johannes 8 vers 44. Dit bevestig nog eens dat afstamming van Abraham nie noodwendig 'n geloofsband met Abraham veronderstel nie. En dit herbevestig dat die verbond met Abraham 'n geloofs- en genadeverbond is en dat besnydenis 'n diep geestelike betekenis gehad het. Trouwens, ons weet dit ook lankal uit die Ou Testament. Indien die besnydenis net 'n teken was dat 'n man 'n Jood was dit genoeg om net besny te wees. Maar oor en oor lees ons dat die moeilikheid met Israel is dat hulle net letterlik besny is, maar dat hulle harte of hulle ore of hulle lippe nie besny is nie. Die Nuwe Vertaling vertaal dit met iets soos dat hulle ongehoorsaam of hoogmoedig is, of dat hulle ore vir die woord van die Here toe is en hulle self verhard. Dit kan ons net beteken dat die letterlike uiterlike besnydenis sonder die geestelike besnydenis geen waarde het nie. Dan was die besnydenis mos al in die Ou Testament 'n hoogs geestelike saak en glad nie net 'n bloot nasionale teken nie. Trouwens, dit werk vandag nog presies so met die doop. Dit help niks om letterlik gedoop te wees, maar nie 'n nuwe gedoopte lewe te hê nie. In hierdie lig is dit nie vreemd dat die Nuwe Testament 'n bepaalde verband lê tussen die besnydenis en die doop nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons glo dat ons op grond daarvan deel geword het van u volk, kinders van Abraham, die nuwe Israel. Help ons dan om dan ook nie te lewe, om daardeur te bewys dat ons glo, dat ons in gehoorsaamheid in u sal lewe en nie net op die uiterlike teken van die doop sal staatmaak nie, in Jesus se naam. Amen.